ons maak oë toe, dan vra ons dat die Here ook vir ons sal seën as ons uit sy woord lees. Here, ons steek die Christuskers aan as 'n simbool van u lig in ons lewe. En ons weet u lig kom ook na ons toe wanneer ons uit die Bybel uitlees. Daarmee is u vir ons die lig op ons pad. Here, u woord is die lamp vir ons voete. En vanoggend bid ons en ons vra o Heer dat u ook ons verstand sal verlig. Om sin te maak uit u woord uit, en sin te maak uit die Bybel uit, en dit vir onsself te kan neem, en ons eie lewens daarvolgens in te rig. Praat met elkeen van ons, Here, want ons is ook hier vanoggend om na u te luister. Amen. Ek wil vir julle vanoggend, voor ons nou by daai lelike vrou uitkom, ek is eintlik met goeie nuus hier vanoggend vir julle. Ek wil vir julle 2 wonderlike dinge vertel. Die eerste wonderlike ding wat ek vir julle wil vertel, maar ek dink julle almal weet dit reeds, is dat die lewe bestaan uit keuses. Nou sien ek hoe sak julle gesigte. Want kyk, is mos eintlik onderwysers wat jou altyd met die ding dreig, want die lewe bestaan uit keuses. Maar ek is hier om te dreig, soos ek julle sê, ek bring wonderlike nuus. Die lewe bestaan uit keuses. Terwyl jy op skool is dit so dat jou keuses nog tot 'n groot mate beperk word en beïnvloed word deur ander mense, soos jou ouers en jou onderwysers, wat nie altyd so lekker is nie. Maar as jy nou eers klaar is met skool, nê? En jy het 'n bestuurslisensie, man, dan maak jy die besluite. Jy besluit wat jy gaan doen. Jy besluit wanneer jy dit gaan doen en die beste van alles, jy besluit of jy dit gaan doen. Daar is 'n heerlike stuk vryheid daarin om self besluite te kan neem. Dis een van die wonderlikste dinge in die lewe. Nou, daar's 'n ander wonderlike ding ook wat saam met dit loop. En dit is dat elke keuse wat jy in hierdie lewe maak, 'n bepaalde gevolg het. Dis ook 'n wonderlike ding. Dat ek nou net eers kyk, ek weet nie op watter stadium mens dit leer nie, is dit in matriek of is dit al in graad 11 nie, maar ek sien ook nou nie my graad 11 eintlik hier vandag nie, so dan moet julle matrieks maar antwoord. Wat is Newton se 3de wet van 'n beweging? Nee, frek, julle moet dit weet. Humerie. Vir elke aksie is daar 'n gelyke en 'n teenoorgestelde reaksie. Ek het nou baie groter bekommernis. Ons sal hierdie diens moet rek na 12:30 toe. Ons sal vir julle moet bid. Want as jy nou matriekloop skryf en jy ken nou nie eers Newton se 3de wet van beweging as die dominee dit vir jou vra nie. Ek vermoed dit gaan erger word in die eindeksamen. Maar in elk geval, hy het eintlik maar gesê en jy kan dit maar op mense ook van toepassing maak. Keuses het gevolge. En dis nie 'n slegte ding nie. Dis 'n wonderlike ding. Want as jy die regte keuses in die lewe maak en jy volhard daarmee, dan pluk jy mettertyd die lekkerste en die soetste vrugte van daai besluite wat jy geneem het. Dis wonderlik. Dis wat ek vir julle bring vanoggend. Die lewe bestaan uit keuses en elke keuse wat jy maak het 'n gevolg. So kies reg en die wêreld is oop vir jou. Jy pluk die regte vrugte daarvan. Maar ja, daar is altyd mos 'n maar in die hele storie. Niks kan ooit net goed wees nie. Ongelukkig is daar so 'n bietjie van 'n lastigheid in hierdie hele wonderlike storie. Ons weet ongelukkig nie altyd vooraf wat die gevolge gaan wees van die besluite wat ons neem.
Nie een van ons kan die toekoms voorspel nie. En daarom is baie van die keuses wat ons op aarde maak, eintlik maar so bietjie in die donker. Byvoorbeeld, sê nou maar, ek wil met vakansie gaan. Daar's 2 roetes wat ek kan kies om te ry waartoe ek wil wees, en ek dink vooraf so bietjie, ek is nou nie lus vir baie karre op die pad nie, en ek is in geval bietjie haastig, so ek gaan die roete kies waarop ek dink daar die minste verkeer gaan wees, en waar ek die vinnigste by my bestemming gaan uitkom. Dit lyk vir my, hier waar ek nou staan, na die beter besluit. Maar wat ek nou nie weet nie, want ek kan mos nou nie in die toekoms insien nie. Ek gaan net 'n paar 100 kilometer op die pad ry, dan's daar iewers voor my 'n verskriklike groot ongeluk, en hulle sluit die pad vir 5 ure, en ek moet daar sit en wag. Ja, as ek maar geweet het, dan het ek 'n ander pad gery. Maar dis nou die lastigheid van die lewe. Jy weet nie altyd vooruit hierdie goeters nie. Nou sou dit nie wonderlik gewees het as ons vooraf kon weet wat die toekoms vir ons gaan inhou nie. Want jy moes nou van die start af geweet, watter pad moet jy ry? Watter keuse moet jy maak? Nou wat as ek vanoggend vir julle sê, ek weet waar die toekoms gaan eindig, hoe die toekoms gaan uitspeel. Nou klink ek amper soos sommige ouens wat op die sosiale media allerhande dinge sê, né? Maar ek kan vir jou presies wys waar die einde gaan wees. En ek sê dit nie omdat ek een of ander profeet of toekomsvoorspeller of ding is nie. Ek kan dit vir julle sê omdat die lewende God omtrent so 1900 jaar gelede dit vir Johannes gewys het, en hy het dit in die boek Openbaring neergeskryf het. Die grootste deel van die boek Openbaring wat ons tot nou toe gelees het nie gegaan oor die eindtyd nie. Dit het gegaan oor die tyd op aarde. Hierdie tyd waarin ek en jy leef, die tyd tussen Jesus se geboorte, sy eerste koms na die wêreld toe, en wanneer ook al sy wederkoms gaan wees, wat niemand van ons in elk geval weet nie. Maar nou dat ons so na die einde van die boek Openbaring toe begin beweeg, nou skuif die fokus ook na die eindtyd toe. En na God wat finaal gaan oordeel oor die bose magte en oor ongelowige mense wat volhard het met hulle goddeloosheid. En dis nou waar hierdie prentjie van daai vrou op die draak of op die dier ter sprake kom. Verlede week het ons gelees van haar. Hoofstuk 17 noem haar 'n prostituut en haar naam is Babylon die Grote. Sy sit op 'n wreedaardige rooi dier se rug. Maar nou moet julle onthou, alles wat ons in Openbaring lees, is prentjies wat nie letterlik opgeneem moet word nie. Dis eintlik maar soos 'n fliek wat jy kyk. 'n Fliek wat vir jou 'n bepaalde boodskap wil oordra. Nou julle weet mos as jy 'n fliek kyk, niks wat daar in die fliek gebeur is regtig nie. Maar die boodskap wat die fliek in jou hartloop neersit. Vanaand as jy in die bed lê en jy dink, "Wow, dis wat hierdie fliek vir my wou leer. Dis regtig, dis werklik." Babylon die prostituut, daar gaan nie regtig so mens wees iewers in die toekoms nie. Sy sit nou in die storie op die anti-kris, die rooi dier se rug. Dis maar net 'n simbool. Hulle verteenwoordig alles en almal op hierdie aarde wat sleg is en wat goddeloos is en wat teen God se wil gekant is. Dis nie 'n regte mens nie. Ons kan eerder sê dis 'n sisteem. Dis 'n manier van dink en 'n manier van doen. Kom ek gee gou vir julle so 'n paar voorbeelde. Kyk, daar's mense in hierdie lewe wat alles in hulle vermoë sal doen om mag in die hande te kry. Power. En nou maak hulle bepaalde keuses in die lewe. En die keuses wat hulle maak hulle sodat hulle meer mag kan kry. En as hulle nou eers daai meer mag in die hande gekry het,
dan gebruik hulle dit om ander mense te onderdruk. Julle het dit al gesien. Iewers is daar 'n kind op skool, hy canvas so om ook op die leerlingraad te wees, of om hoofseun te wees, of om voorsitter van die debatspan te wees, of om die kaptein van die rugbyspan of die hokkiespan te wees. En nou Boeta, as hy nou eers daai mag het, dan maak hy dit vir almal rondom hom sleg, want nou is hy die baas. Dis die tipe goed wat elke dag gebeur, al vir honderde, duisende jare lank. En dis wat Openbaring sê, dis soos om met Babylon 'n verhouding te hê, want sy sleg. Iemand wat agter mag aan is en dit gebruik om ander mense te onderdruk, is iemand wat met Babylon 'n verhouding het. Hulle cheat eintlik op die Here. Want as jy 'n kind van die Here is, dan sal jy nie so maak met mag wat na jou toe kom nie. Jy gaan mag anders gebruik. Jy gaan kies om dit te gebruik om mense se lewens beter te maak, nie om hulle plat te druk nie. So, as jy mense sien wat besig is om hulle mag te gebruik om ander mense plat te druk, dan weet jy, hierdie ou cheat op die Here, hy is nou met Babylon die prostituutse dinge besig. Nog 'n voorbeeld, daar's mense wat alles in hulle lewe sal doen om geld te kry. Die keuses wat hulle in die lewe maak, laat hulle op 'n skelm manier besigheid doen. Hulle bankrekening is vol geld, maar hulle het dit op 'n oneerlike manier gekry. Dit is om deur Babylon se weelde aangetrek te word. Om jouself deur haar te verryk. Hulle kies om haar te dien eerder as om die Here te dien. Daar's mense wat dink dat hulle 'n goeie bestaansreg op hierdie aarde sal hê as hulle baie besittings het. Jo. Hulle identiteit, dit wat hulle is, bou hulle op dit wat hulle het. Hulle dink dat hoe meer dinge hulle het, hoe beter mense is hulle. En hoe beter sal hulle oor hulle self voel en hoe meer sal ander mense van hulle hou. Maar dan, met al hulle geld en met al hulle besittings, boelie hulle eintlik die swakker is, so 'n bietjie weg, sodat hulle net nog meer bymekaar kan maak. Mense wat so is, sou Openbaring in sy fliek nou sê, dis om op 'n losbandige manier saam met Babylon te kuier. Dis om so 'n bietjie uitspattig saam met haar te leef. En so kan ons aangaan. Ons kan die een voorbeeld na die ander noem van wat dit beteken om eerder aan Babylon se kant te staan as om aan die Here se kant te staan. Om jou identiteit, dit wie jy dink jy is, te bou op jou fisiese voorkoms, hoe mooi jy is, of hoe sterk jy is. Dis om saam met Babylon in die bed te spring. Om keuses te maak wat wys, jou lewe gaan eintlik net oor pret en plesier, niks anders is so belangrik nie. Dis om saam met Babylon te loop. Nou niks van hierdie goed wat ek nou gesê het is verkeerd nie, né? Dit hang net alles af van hoe jy dit gebruik en watter plek dit in jou lewe inneem. Ek ken baie skatryk besigheidsmanne wat diep kinders van die Here is. Maar geld is nie hulle baas nie. Daar kom 'n dag dat hy moet 'n keuse maak. Gaan ek hierdie, daar's 'n gap om op 'n oneerlike manier nog te maak. As hy nie die gap vat nie, gaan hy 'n paar 100 000 rand verloor. En daai skatryk besigheidsman, wat 'n diep kind van die Here is, kies en sê, weet jy wat, ek sal die finansiële nok vat. Ek gaan nie hierdie pad loop. Ek gaan nie hierdie geleentheid wat oor my pad kom, om oneerlik te wees, vat nie. Ek is bereid om eerder die paar 100 000 rand te verloor, want geld is nie vir my so belangrik. Hy klim nie saam met Babylon in die bed nie. En dieselfde geld vir mag en besittings en skoonheid en pret en plesier. Mense, dit moet jy nou ook weet,
As jy dan teen Babylon kies en sê nee, ek kan nie hierdie pad loop nie, dan moet jy weet, dit gaan vir jou 'n bietjie hartseer in die lewe bring. Daai ou van wie ek praat wat ek ken, sy bank uit baie geld verloor. Dit het hom 'n groot finansiële terugslag gegee. Maar hy het besluit, ek gaan nie oneerlik wees nie. Dit het vir hom baie ellende gebring. En dis wat dit is. Dis die duiwel se manier om ons plat te trek. As jy nie sy plannetjies kies nie, dan maak hy dit vir jou moeilik op die aarde. Maar nou goed, nou moet ons by die Bybel uitkom. Openbaring 17 en 18 vertel vir ons van die Babylon. Van hoe sy in die wêreld te werk gaan en ook van wat op die einde met haar gaan gebeur. Verlede week, en kyk, dis wat die belangrike ding, ons wil weet, watter pad moet ons kies, sodat ons kan sien wat gaan op die einde gebeur, né? Ons wil weet wat op die einde gaan gebeur, sodat ons nou kan weet watter pad ons moet kies. Nou verlede week het ons gesien, daar in hoofstuk 17, dat God so almagtig is, dat hy selfs die gedagtes van die bose magte beheer, en dat hulle so speelklei in sy hande is. Hy kan hulle gebruik om sy wil met die wêreldgeskiedenis uit te voer. Die laaste gedagte verlede week aan die einde van hoofstuk 17 het die goddelose rooi draak op wie Babylon sit, skielik omgeswaai, al Babylon se klere uitgetrek, haar met vuur verbrand en haar toe opgevreet. Aan die einde van die tyd gaan die bose homself vernietig. En in hoofstuk 18 wat ons vandag gaan lees, is dit basies net die reaksie op Babylon se vernietiging. Aan die een kant is daar mense wat in sak en as sit, hulle huil, hulle treur, hulle is so hartseer omdat Babylon opgevreet is. Want hulle wou nog 'n bietjie tyd saam met haar spandeer, sien? En dan is aan die ander kant feesvreugde. Ouens wat so opgewonde en bly is, omdat God hulle uit haar kloue uitgered het. Die meeste van die verse wat ons gaan lees vanoggend, is hartseer verse. Dis soos 'n begrafnislied wat gesing word, deur mense vir wie dit sleg is dat Babylon nie meer daar is nie, en dat sy nou tot 'n val gekom het. Maar ons as gelowiges kan dit lees, en ons kan dit met 'n glimlag op ons gesig lees, want ons weet, ons staan aan die ander kant van die lyn. In dieselfde asem waar die goddelose mense so treur en hartseer is omdat Babylon vernietig is, juig die gelowiges, want Christus het oorwin. Kom ons lees. En jy moet die hele tyd hierdie prentjies sien. Sien die fliek wat afspeel. Hierna staan daar. Hierna, dis nou nadat die draak omgespring en die vir Babylon opgevreet het. Hierna het ek 'n ander engel uit die hemel sien afkom. Hy het oor groot mag beskik en die aarde deur sy heerlikheid verlig. Hy het met 'n kragtige stem uitgeroep: Geval, geval het Babylon die Grote. Sy het 'n woonplek vir demone geword, 'n skuilplek vir elke onrein gees, 'n skuilplek vir elke onrein voël en 'n skuilplek vir elke onrein en veragtelike dier, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die wellus van haar hoerery. Die konings van die aarde het onsedelik met haar verkeer en die handelaars van die aarde het ryk geword uit die aantrekkingskrag van haar weelde. Julle, deur die hele boek Openbaring is die hoogtepunt van God se oordeel dat Babylon moet val. So nou moet jy nie sit en slaap nie. Ons wag al van die begin van die boek Openbaring af vir hierdie oomblik om aan te breek. En hier's dit nou. Babylon, die goddeloosheid, alles wat verkeerd en sleg is op aarde, het geval. Sy's verlate gemaak. Daar's niks van haar oor nie. Hierdie sterk stad, as jy slegtigheid met 'n stad wil vergelyk, hierdie slegte stad, sterk stad waarin mense vroeër gewerk en gespeel het nou die woonplek geword van spooke en woestyndiere. Vers 4. Toe het ek 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan weg van haar, my volk, sodat julle nie ook deelneem aan haar sonde nie, en julle haar pla nie oor julle bring nie. Haar sonde het opgehoop tot aan die hemel,
En God het haar onregverdige dade onthou. Vergeld haar, soos sy julle dit laat ontgeld het. Vergeld haar dubbel, ooreenkomstig haar dade. In die beker waarin sy vir julle gemeng het, moet julle vir haar 2 keer soveel meng. In dieselfde mate wat sy haarself verheerlik en in weelde geleef het, moet julle haar ook pyn en smart aandoen. Want in haar hart sê sy, ek is steeds 'n koning, ek sit steeds as 'n koningin. Ek is nie 'n weduwee nie, en smart sal ek beslis nie ervaar nie. Daarom sal die pla wat vir haar bedoel is, haar op een dag tref. Dood en smart en hongersnood. En sy sal met vuur verbrand word, want magtig is die Here God wat die oordeel oor haar gevel het. Hierdie stem wat uit die hemel uitkom, waarsku die kinders van die Here, om hulle nie met goddelose dinge besig te hou nie. Hulle moet gee pad daarvan af, gee pad uit die stad uit weg, sodat julle nie ook in die slag bly, wanneer God eens en vir altyd met goddeloosheid afreken nie. Want jy sien, God se geduld het nou 'n afsnypunt bereik aan die einde. Deur die hele boek Openbaring het ons gesien dat God, as hy mense straf, dan straf hy nie almal nie. Net so gedeeltelik, net so bietjie op 'n slag, om vir die ander nog tyd te gee om tot inkeer te kom, om wakker te skrik, om terug te draai na die Here toe. Maar wanneer ons nou hier by die bitter einde van alles kom, dan sien ons daar's nog steeds goddelose mense wat nie na God toe teruggedraai het nie. Vers 7 sê, Babylon so ewe vermakerig, ek sit steeds as 'n koningin op die troon. Ek is nie 'n weduwee nie. Ek gaan beslis nie hartseer wees nie. En daarom tref God se oordeel haar sommer so skielik en volledig, en dan is dit klaar. Dood en smart en hongersnood tref haar op een dag, en sy word met vuur verbrand. Want staan daar, magtig is die Here God, wat die oordeel oor haar gevel het. Aan die einde van die tyd, as ons nou kan vooruitkyk, en want dis wat gebeur in Openbaring 17:18. Hy vat ons uit hierdie tyd waarin ons leef, en hy sê, kom ek sit jou hier by die einde neer. Laat jy sien hoe gaan dit lyk, wanneer die fliek se laaste minuut uitspeel. Aan die einde van die tyd, sal alle goddeloosheid in die hande van God val. En dan sal die sterk Babylon voor die oordeel en die straf van die almagtige God verkrummel. En nou is dit soos 'n begrafnis as jy nou verder lees. Julle weet ons werk het by begrafnisse, as jy al daar was, elke nou en dan staan iemand op en praat en sê iets moois oor die persoon wat oorlede is. Dis nou maar wat hier ook gebeur. Daar's konings wat opstaan en praat oor Babylon, wat nie meer daar is nie. En daar's ryk sakemanne wat opstaan en praat. En daar's seemanne wat opstaan en praat. En hulle almal huil so, omdat sy nie meer daar is nie. Vers 9. Die konings van die aarde, wat onsedelik met haar verkeer het en uitspattig geleef het, sal oor haar huil en rou wanneer hulle die rook van haar verbranding sien. Hulle sal uit vrees vir haar foltering op 'n afstand staan en sê, wee, jou groot stad, Babylon, magtige stad, binne 'n oomblik het jou oordeel aangebreek. Julle wat is my interessant, hierdie konings wat so huil, hulle huil nie omdat hulle jammer is dat hulle verkeerd gedoen het nie. Hulle huil omdat al die vieslike dinge wat hulle met Babylon gedoen het, nou tot 'n einde gekom het. Hulle was eintlik lus om nog 'n bietjie met verkeerde dinge besig te wees. Mag bymekaar te maak, geld bymekaar te maak, you name it. En hulle het gedink, die mag wat ons by haar kry, sal so groot en so sterk wees, dat dit vir altyd sal hou. Maar nou dat hulle ons aan die einde van die tyd kom, sien ons, hoor hierso, Satan is toe nooit so, hy het toe nooit soveel mag soos wat hy voorgegee het om te hê nie. Dis eintlik vir hulle 'n verskriklike teleurstelling, want hulle het al die jare agter haar aangeloop net om nou te sien, daar's niks oor nie. Hulle het gedink, hulle sal altyd op dinge wat verkeerd is kan staatmaak. Maar nou
het die oordeel van God op een oomblik gekom op alles wat verkeerd is. En al die mag wat daar was, val weg. Die sakemanne huil net so vreeslik omdat Babylon geval het, want hulle het ryk geword uit daaruit. Onthou Babylon, skelmgheid, oneerlikheid. Hulle het ryk geword uit 'n oneerlike manier van besigheid doen. Maar onthou nou, ek het dit net nog gesê, dis nie sonde om rykdom te geniet nie. Maar as jy dit doen ten koste van ander mense, dan is dit nie reg nie. En dis presies wat in daardie tyd in Openbaring ook gebeur het. Hieronder was die gewone mense wat krepeer het van die honger en van armoede. En daarbo het die konings geleef en die ryk sakemanne en hulle vrouens en hulle het hulle self blink geëet. Net die beste is ingevoer uit Afrika en Indië en Arabië en China. Maar wanneer God die dag besluit, genoeg is genoeg, en hy vee alle goddeloosheid van die tafel af, dan is hierdie ouens se doppie ook maar geklink. Dan sal al die dinge wat die goddelose mense gedink het vir hulle bestaansreg gee, nie meer bestaan nie. Vers 11. Ook die handelaars van die aarde huil en rou oor haar, omdat niemand hulle handelsware meer koop nie. Daar gaan 'n tyd kom wat niemand met 'n skelm wil deals maak nie. Nou noem my, al die goed, skeepsvragte, goud en silwer, edelstene en parels, fyn linne, purpermateriaal, sy en rooi, helder rooi materiaal, elke geurende houtsoort, elke voorwerp van ivoor, elke voorwerp van kosbare hout, van koper, van yster en van marmer, kaneel en speserye, reukwerk, reukolie en wierook, wyn en olyfolie, meel en koring, beeste en skape, perde, rytuie, slawe en ook menselewens. En die vrug van jou hartsbegeerte is jou nou ontneem. Is weggevat van jou af. Al die weelde en die luksede is nou vir jou verlore. Dis beslis nie meer te vind nie. Die handelaars van hierdie dinge wat hulle self deur haar verryk het, sal op 'n afstand staan uit vrees vir haar foltering. Hulle huil en hulle rou onophoudelik terwyl hulle sê: "Wee jou groote stad, uitgedos in fyn linne klere, purperrooi en helder rooi en opgesmik met goud en edelstene en parels. Want binne 'n oomblik is soveel rykdom uitgewis. Al die glamour en die glory het in 'n oomblik voor hulle oë verdwyn." En dan staan die seemanne op en hulle huil ook saam. Elke stuurman en elkeen wat iewers heen vaar, die matrose en hulle wat 'n lewe maak uit die see, het op 'n afstand gestaan. Hulle het geskree toe hulle die rook van haar verbranding sien en gesê: "Watter stad is net soos die groot stad?" En hulle het stof op hulle koppe gegooi en geskree terwyl hulle huil en rou en sê: Wee jou groote stad, deur wie se skatte almal wat skepe op die see besit, ryk geword het. Want binne 'n oomblik is hy uitgewis. Destyds, die hoofstad van die Romeinse ryk, Rome. Rome het 'n baie lewendige seevaarthandel aan die gang gehou. En die skeepseienaars van destyds het skatryk geword uit hulle voordelige handelsbande met Rome. Maar kyk hoe lyk die einde. Nou staan die groot manne, die manne met die 20, 30 skepe, die groot handelsvlote, wat oor die jare heen die kleiner ouetjies weggeboelie het. Hulle staan verslae en hartseer terwyl hulle kyk na die wrede einde van 'n gewaardeerde vennoot wat in rook opgaan.
Hulle huil, hulle begin om te kerm, nie omdat hulle hartseer is oor Rome nie, maar omdat hulle luukse lewensonderhoud nou daarmee heen is. Julle, en terwyl die goddeloses met hierdie droewige gesaanik van hulle besig is, word die gelowige kinders van die Here opgeroep om fees te vier, om bly te wees, want Babylon het geval. Vers 20. Juig oor haar, hemel, heiliges, apostels en profete. God het julle oordeel oor haar voltrek. Toe het een sterk engel 'n klip so groot soos 'n maalklip van 'n donkie opgetel en dit in die see gegooi en gesê, net so met geweld sal die groot stad Babylon neergegooi word en sy sal nooit weer gevind word nie. Julle, ek hoop jy kry al so 'n bietjie van 'n gevoel van 'n opgewondenheid hier binne in jou oor wat hier aan die gang is. Babylon het geval. As die fliek se laaste toneel verskyn, net voor die credits, sal jy sien, die bose se mag is gebreek. Die duiwel se slagaar is afgesny. Heel wat vroeër vanjaar, toe ons hoofstuk 6 gelees het, daar in vers 10, het ons gelees hoe die gelowiges wat swaar kry op die aarde, uitroep, hoe lank nog, Here? Wanneer gaan u oordeel voltrek en u ons dood? En nou daai oomblik aangebreek. Net soos wat jy 'n enorme rots, 'n meulsteen sal vat en in die see gooi en dit met 'n harde plons in die dieptes wegsak en sy finale rusplek daar onder op die seebodem vind. Net so sal daar nooit weer iets van die goddelose Babylon gekry word nie. Nooit weer sal sy gevind word nie. Vers 22. En die klank van siterspelers en sangers, van fluitspelers en trompetblasers sal nooit weer in jou gehoor word nie. En geen ambagsman van enige ambag sal ooit weer in jou gevind word nie. Ook die geluid van 'n meule sal nooit weer in jou gehoor word nie. En die lig van 'n lamp sal nooit weer in jou skyn nie. Die stem van 'n bruid en bruidegom sal nooit weer in jou gehoor word nie. Jou sakelei was die magtiges van die aarde, want deur jou betowering is al die nasies mislei. Maar in haar is ook die bloed van die profete en die heiliges gevind, en ook van almal wat op die aarde doodgemaak is. Word grafstil na daai plons in die water. En so op die verlate vlaktes hoor jy niks. Jy moet nou die fliek sien, ek teken vir julle die skrip. Daar waar die eens magtige stad Babylon in al haar glorie gestaan het, lê nou net so 'n klompie swart verbrande bakstene en smeel. Van die goddeloses is daar niks oor nie. En dan, so oor die stil verlate vlaktes, eers saggies, en dan al hoe harder, klink die geroep van 'n groot menigte op. Die aarde begin skud, want jy hoor die geklank soos die gedreun van 'n oorwinningskreet, wanneer God se uitverkore volk, sy kinders in hoofstuk 19 hard uitroep, Halleluja! Die verlossing, die heerlikheid en die krag behoort aan ons God. Waar en regverdig is sy oordeele, want hy die groot prostituut veroordeel, sy wat die aarde met haar hoerery verlei het, en hy het die bloed van sy diensknegte wat deur haar hand omgekom het, gewreek. 'n tweede keer het hulle uitgeroep, Halleluja, haar rook styg op vir ewig en ewig. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval, en God wat op die troon sit, aanbid en gesê, Amen, Halleluja. En 'n stem het vanaf die troon gekom wat sê, loof ons God, julle wat vir hom ontzag het, al sy diensknegte,
gering is en magtig is. Dis die laaste beelde. Prys die Here. God het deur sy groot mag oorwin. En daarom verdien hy al die eer en al die heerlikheid. Die groot sterk vyand, Babylon, is finaal vernietig. Weet julle wat is die prentjie wat ek in my gedagtes kry? As ek hierdie goed lees en daaroor dink. Ek kyk hier waar ons nou staan in die lewe. En ons kyk vorentoe. En ek sien daar voor my, ver op die horison, 'n prentjie van 'n aanloklike mooi stad. Dis 'n plek waar ek wil wees. En as ek so afkyk, dan sien ek maggies, die pad soontoe is nogal geplavei, hoor. Dis lekker. Dis 'n maklike pad. Hy loop sag, die voetjies loop lekker sag op hom. Ek gaan hom vat en hy's breed, daar's plek vir almal. En dan stap ek op hierdie pad. Maar hoe nader en nader ek kom aan daai pragtige plek wat amper soos Las Vegas vir jou wil insluk. As ek daar uitkom, sien ek my magtig. Dit was toe al die pad 'n bedrieglike prentjie. Hier's ek nou, en wat is hier? Net 'n klomp bakstene wat besig is om te brand, klomp as, en 'n paar woestyndiere wat daar rondhol. Daar's toe nou niks. Damn it, ek het die verkeerde pad gekies. Maar nou terug by die begin, hier waar ons nou is daar 'n ander paadjie ook, hier langs die kant. Hy is nie heeltemal so breed nie, en as jy op hom begin loop, dan is dit amper soos hierdie paaie van Bloemfontein, né? Een pothol na die ander. En daar's sulke sinkplate, jy ry en jy skit, die ou tannie se valstande val uit en breek. Op daai pad is daar baie hartseer. Daar's nogal trauma wat jy deurgaan as jy op hom bly, want dit is nie so lekker om te sien hoe die ou mense se valstande uitskit nie. Jou lewenskarretjie skit so. En dit voel vir jou op 'n stadium, hoor jy, hierdie karretjie van my se wiele is besig om af te val. Jy gaan dalk op 'n punt kom as jy hierdie paadjie gekies het, dat jy met jou lewe moet betaal vir die keuse wat jy gemaak het. Maar dan kom jy uiteindelik ook by die eindpunt uit. Maar hoofstuk 21 vertel vir ons hoe lyk daai prentjie. So ek gaan dit nie nou vir julle sê nie. Jou uitsig op eendag bring vir jou insig in vandag en help jou om die regte paadjie te kies. Ek het veel aan die begin gesê, sal dit nie lekker wees as ons net kan gaan kyk, hoe gaan die einde wees? Hoe gaan dit uitspeel? Want dan weet ek mos nou wat moet ek kies. Matrieks, tieners, almal van julle. Die groot pad met die lekker sagte oppervlak, met die blink liggies wat jou laat dink aan Las Vegas, is 'n liegstorie. As jy daar kom, is dit net klippe en woestynspoke. Die ander pad lyk alkie so lekker nie. Is bietjie smaller, hy vat bietjie meer effort. Dis die pad van die Here, op te wees. Elke keuse wat jy maak, elke dag, wys eintlik so iets van die pad wat jy gekies het. Die manier hoe jy gaan swat volgende jaar, as jy iets gaan studeer. Wat ek maar by sê, die hoeveelheid ure wat jy in die biblioteek gaan spandeer. Dit sê iets van die pad wat jy gekies het. Die een wat blink liggies wys, jy gaan daar kom en jy gaan hartseer wees. Dan sê jy maar ek het die verkeerde pad gekies. Dit is toe nie so blink nie. Dit was 'n liegstorie. Die manier hoe jy ander mense behandel, dit was nog altyd so. Maar nou dat jy mos nou klaarmaak met skool, staan jy so 'n bietjie meer op jou eie. Mense gaan jou meer raak sien. Die manier hoe jy ander mense behandel, gaan iets sê van die pad wat jy gekies het. En dit gaan dalk nie nou 'n groot verskil maak nie. Maar die einde. Al jy wil nie by die einde kom en hartseer wees en sê, "Ai tog. Hoekom het ek nie maar die ander paadjie gekies langs die kant nie?" Die manier hoe jy
vir jou man of 'n vrou gaan soek. Dis mos wat mense gaan doen op Waardsteen, hè. Die manier hoe jy gaan geld maak, die tipe werk wat jy gaan doen, as jy volgende jaar sommer dadelik begin werk, die manier hoe jy gaan werk, as jy betyds opdaag, as jy hard werk, dit al sê iets van die paadjie wat jy gekies het. Moenie val vir die oudste triek in die boek van die duiwel, om vir jou 'n plek te wys wat nie bestaan nie. Wat is die regte? Ek het dit nie eintlik voorberei nie. Wat is die woord daarvoor? Is dit hersenskim of wat is daai wat jy sien 'n ding en as jy dan wil vat, is dit nie regtig nie? Help my. Ek nou die een wat die Afrikaans gaan dop op skool. Wat? Maar julle sê tog net die woord, Lucia. 'n illusie. Dis die woord wat ek soek. Openbaring, kyk nou preek ek sommer aan. Openbaring sê die duiwel hou vir jou 'n illusie voor. Dit lyk wonderlik en as jy daarop vat, is dit niks. Maar Openbaring hou ook vir jou 'n werklikheid voor. Van 'n pad saam met God wat die ongelooflikste vrugte sal hê. Kies reg elke dag van jou lewe. Julle wat hier voor sit, kies reg. Elkeen van ons. Kies maar die singplatpad. Kom maar die valstande vas, oom en tannie. Dis die pad wat na die Here toe lei. En daaroor is daar geen illusie nie. Amen. Dankie Here vir 'n sneak preview op die einde. Oor hoe die laaste dae op aarde sal wees. Ons sien die werklikheid. En dit wat vir ons voorgehou word, as so wonderlik en so belangrik, gaan niks wees nie. Here, ons wil tog nie wees soos daai sakemanne en daai seevaarders en daai konings wat sit en huil en sê uit tog. Waar is hierdie ding wat my beloof is nou? Here, ons wil wees soos u kinders wat loof en prys en 'n oorwinningskreet sing en sê dankie Here, u het vir ons gehelp, ons het reg gekies en ons het al was dit moeilik op die regte pad gebly. Here, ons bid dit vir ons elkeen toe, dat u vir ons die illusies en die drogbeelde van die duiwel sal uitwys. En ons sal help om reg te kies. Elke dag. As kinders van u. Amen.